Goeiemôre, dit is dag 15. Dit is die laaste stapdag en daar's net 16 km tussen my en die kathedraal in Santiago. Die Camino loop hierso onder by my venster verby en die eerste tip is al hier verby, maar vanmôre is almal raserig. Almal is in 'n partytjie stemming. Dit is 'n jolige affære die laaste dag na die kathedraal toe. Is nie die mooiste pad nie. Is niks meer om te sien nie. Om die waarheid te sê, as ek nou by hierdie kamer uitgaan, dan gaan die eerste deel van die dag loop om die Santiago lughawe. Jy's wel op so 'n woudpaadjie, maar die lughawe is hier langs aan jou. Ek vlieg oor 2 dae van daai einste lughawe af terug Bilbao toe, van waar ek my aansluitingsvlug terugkry Kaapstad toe. Baie opgewonde, ontsettend dankbaar oor die reis wat ek tot dusver hier gehad het. Die liggaam is 'n ongelooflike ding. Ek het gedog ek gaan vanoggend styf en seer wees van gister se 30+ kilometers, maar ek is heeltemal fyn pikkewyn. Ek het 'n slaaptelling van meer as 80 gehad en ek is reg vir hierdie dag. Die plek waar ek geslaap het laasnag is 'n oulike hotel, hier's net 3 of 4 kamers. En hulle het nie hulle eie kos nie, so ek het oor kan die pad by die hotel Amanal het ek gaan eet, maar uitstekende verblyf. Ek het goed gerus. Hier was geen lawaai deur die nag nie. Hoor julle die ander pelgrims? Die son is eers oor 1 uur en 'n half op, dus kom ek nog so 'n bietjie die tyd hierso staan en verspeel, maar vamos vir oulaas, hier kom die kenwysie. Nou, hoe lang voordat ek weer 'n koffie op 'n Camino kan drink? Jare. Laaste sonsopkoms op die Camino. Heerlike stapoggend. Hulle sê dit gaan vandag 25 word. Helder sonskyn. Laat vroeg herfstdag hier so in Spanje. Ons is amper deur die bos. Hier kom nog 'n laaste stukkie bos. Ons is naby aan die lughawe. So bevoorreg vir oulaas. Buenos días. ¿Cómo va? Hoe bewoor raak ek nou skielik? Kyk al klaar. Is nog eens by die kathedraal nie. Was nou eers van plan om verby te stap, toe dink ek, kom, waarheen jaag ek? Gaan nou absoluut jare wees voordat ek weer hier kan kom, so ek gaan nou eers sit en tee drink. Kyk, die vrou met die geel jakkie op die stoep, ek sien hulle die afgelope 2 dae nogals baie, dit is 'n Camino volunteer. Nou as ek eendag te oud is om te stap, gaan ek ook 'n Camino volunteer word. Hulle werk soos by die kerke en so, en dan help hulle die pelgrims en luister nou vir my, hier is 'n groot tekort aan mense wat kan Engels praat op hierdie roete.
Jy sit en tee drink. Kom ons doen nou gou die ouer warehouse minuut. Vandag se ouer warehouse minuut gaan 'n bietjie anders te lyk as die ander. Want ek wil vandag praat oor iets wat ek saamgebring het wat op die ou end nie gewerk het nie en wat sou gewerk het as ek dit net 'n bietjie anders te gedoen het. Kom ons sê heel eerste, die probleem wat ek wou opgelos het was die feit dat daar soveel skofte was op hierdie Camino waarop daar nie winkels langs die pad was om iets te drink nie. Nou ek weet dit klink as jy by die huis sit dan klink dit nou asof jy nou eintlik net bederf is. Verstaan, jy het mos nou nie die hele dag koffie nodig nie, maar jy het nodig om iewers te sit en weer iets in te neem. Dit maak nog 'n groot verskil in hoe jy stap en jou energievlakke. So ek wou koffie gehad het langs die pad en daarvoor het ek vir my 'n stoofie, 'n klein stapperstoofie ingepak en 'n klein potjie om water in te kook en 'n sakkies koffie wat ek by ouer warehouse gekoop en nou heel eerste die koffie het gewerk. Daai koffie, dis van daai koffie wat jy so staan maak oor die beker en dan gooi jy die water daarin. Dit het pyk gewerk. Ek dink ek het 12 porsies gehad en ek het gisteraan die laaste daarvan gedrink. So dit het gewerk. Jy kan dit saambring want jy kan oral 'n ketel in die hande kry en dan kan jy jou eie koffie maak. Die ding wat nie gewerk het nie is ek kon nooit die regte gaskannetjie gekry het vir daai stapperstoofie nie. Ek het die oranje stapperstoofie, ek sal die naam hier onder sit saamgebring wat moet inskroef. En daai gas kan ek nie in Oviedo of enige ander plek langs die pad gekry nie. Wat ek wel gekry het is die klein gaskannetjies vir die stofies wat inklik. So as ek die blou stofie saamgebring het, dan sou dit gewerk het. Maar moet ek vir jou nou ook sê, daar was nie genoeg plekke langs die pad waar jy kon gesit het en 'n gasstofie kon. Ek meen jy kan nie op hospitale soorte 'n vuur aansteek nie. Jy sal 'n hele berg in die brand steek. Daar was kwai wind daarop. Dit sou nie gewerk het nie. In retrospek en onthou nou, ons het gesê die probleem wat ek wou opgelos het, was ek wou koffie langs die pad gehad het. Ek moes eenvoudig my Stanley flessie saamgebring het. Ek het 'n 700 ml flessie en jy kry ook 'n 1 liter flessie. Ek moes eenvoudig dit saamgebring het en dan in die oggend in die hotel gevra het om kookwater in te gooi. Dan het ek die hele dag kookwater gehad. Dan kon ek my koffie staan gemaak het oor my beker en dit sou geen probleem gewees het nie. So terloops, ek het 'n baie oulike stapbeker persent gekry by ouer warehouse. Hulle het vir my weg se embleem daarop gegraveer. Ek gaan nog die res van my lewe met daai beker stap, ek is baie trots daarop. Maar so 'n Stanley flessie het ek nie saamgebring nie. Hy was aanvanklik in my tas en toe dink ek nee, nou dit is te veel goeders, dit ek hom uitgehaal, ek is spyt daaroor. Ek moes die stofie uitgehaal het en die potjie. Hy's 'n bietjie swaarder as van die ander flesse, maar hy hou die goeders langer warm. As jy nie so, jy sal dalk ook kan regkom met die Atlas Wear flesse, ek het van hulle ook, hulle hou goeie spyk koud. Maar jou koffie is net nie vir my altyd so kookwater warm soos wat ek hom wil hê nie. Onthou ook, dit is lekker om 'n fles te hê met 'n breë bek, vir as jy in die middag by die huis kom, dan wil jy jou rehydrasiegoeders ingooi in ietsie, so jy kan nie die winkelwater, daai 2 liter bottels water, die bekkie is te nou dat jy die pilletjie of die poeiertjies van die rehydrasiemiddel daar kan ingooi. So jy het 'n houer nodig om goeders in te gooi. So vir volgende keer, ek het 'n baie simpel plastiekhouer saamgebring. Ek sal nie dit weer doen nie. Ek sal in die vervolg daai plastiekhouer vervang met my Stanley flessie en dan kan hy deur die dag kookwater vir my warm hou en dan vanaand gooi jy die laaste kookwater uit en dan gooi jy koue water in dat ek my rehydrasiemiddel daarin kan aanmaak en dan is daar geen probleem nie. So dit is dan die einde van die ouer warehouse minuut. Net 'n laaste bietjie terugvoer. Hierdie is die stokpunte wat ek die dag voor hospitalies opgesit het. Pyk. Hulle werk so goed. Ek dink om mee te begin, omdat hulle meer rubber op het as die gewone stokpunte, maar hierdie goeders is so lekker stabiel. Ek stap so lekker met hierdie stokke. So, as jy van hulle wil hê, moet jy opskit, want as ek by die huis kom, gaan ek die laaste opkoop in ouer warehouse, maar
Hierdie is die punte wat jy nodig het op jou stokke, hoor. Die 11.1 kilometer. Dit is nou 'n ding van die afgelope 2 dae wat my totaal en al verstom. Al die bakens, al die verkeerstekens, elke lampel is vol stickers, vol plakkers geplak. Dit moet die pelgrims wees. Nou, wie op aarde sê, kom ons gaan stap 'n pelgrimstog. Wat se stickers gaan ek vir jaar saamvat? Waar kom al hierdie stickers vandaan? Hoekom op aarde plak jy 'n sticker oral waar jy kom? Maar nog erger is Chiquitita wat nou verlief geraak het op Carlos en nou op elke bloody baken haar liefde moet verklaar vir Carlos. Meisie, kry 'n tattoo, regtig waar, kry net 'n tattoo. Dis 'n lekker dag. Hier's 'n lekker atmosfeer op die pad. Hier's honderde mense voor my, honderde. Jy gaan vandag moet hou staan om op die plein aan te kom. So, hier is nou in Lavacola, net so oor die 10 kilometer om te gaan. Tradisioneel het die pelgrims hulle self hierso gewas in die rivier voordat hulle in Santiago ingegaan het. Hulle het vir maande lank nie gebad nie. Hulle het nou nie soos ek in hotelle gebly nie. En dan het hulle hierso in die rivier gewas, dat dit kan skoon wees. So, ek is weg uit Oviedo. Ek was by die kathedraal van San Salvador. Ek is deur daai moeilike skofte. Ek het 10 kilometer oor tot by die kathedraal. .6. Maar is 5 uur na die kathedraal. Maar ek is moeg. Daar is die kathedraal. Sien julle hom? Nog 5 kilometer se stap, maar so hulle noem hierdie die heuwel van vreugde, the Mount of Joy. Jy is nou 5 kilometer van die kathedraal af en as jy hierso staan, dan kan jy die kathedraal al sien. Van hier af, aftrand tot in Santiago. So hierdie slaapsale hieronder is een albergie. Die grootste albergie op die hele Camino is 5 kilometer voor die einde. Hulle kan duisende pelgrims hou. En daar is inderdaad pelgrims wat verkies om tot hier te stap en dan nou uit te rus en dan môreoggend dan stap hulle net die laaste 5 kilometer, maar ek sal dit mos nou in my hele lewe nie kan hou nie. Ek meen as jy nou tot hier gekom het, dan moet jy nou maar die laaste 5 kilometer ook hinkepink, want ek meen dit is mos nou soos om tot voor die wenstreep te kom en dan nou 'n pause te vat. So ons is nou binne in Santiago de Compostela, maar ons is nog so eentjie van die kathedraal af, minstens 3 kilometer. Kom ons sê gou, as jy die laaste 100 kilometer nou te besig was vir jou, wat is jou alternatief? Baie van die mense wat die Primitivo gestap het vir my in Lugo gesê dat hulle van Lugo af die bus vat na Ourense toe en dat hulle van daar af, van Ourense af Santiago toe stap. Nou, Ourense is die 100 kilometer merk van die Via de la Plata. Die Via de la Plata is ook nog op my lys van caminos wat ek graag wil doen.
Dit is 'n 1000 kilometer roete wat in Seville, Spanje begin. En dan is sy laaste 100 kilometer is by Ourense. Ourense is 'n spa-stad. So daar's 'n paar warmwaterbronne binne in die stad en hulle sê dis fantasties. Daai roete sluit op die ouend ook aan by die Franse roete, maar eers hier by Lavacoula. Eers hier in die laaste 10 kilometer het hulle aangesluit by die res van ons. So jy gaan vir die eerste 90 kilometer op 'n stilpad stap, wat ek dink 'n goeie opsie vir jou sal wees. Ja, ander opsie is natuurlik die Portugese Camino. Ek het hom in April, Mei nog met die fiets gery saam met my suster. 'n fantastiese ervaring, 'n mooi roete. Ek sien op Netwerk 24 dat die Netwerk 24 groep nou 'n dag of 2 in is op julle reis. Ek hoop die Camino is alles wat julle gehoop het dit gaan wees en ek wil vir julle sê buen Camino. Die Portugese roete verstom my elke keer. Dit was my 3de keer op die Portugese roete. En tweede keer op die Portugese roete en hy is tot 2 kilometer voor Santiago is jy in die wildernis. En dan skielik boem, dan is Santiago daar en dan is jy by die kathedraal. So dit is dalk ook 'n beter opsie as hierdie laaste 100 kilometer op die Franse roete. Ek stem saam, hy was vir my nou te besig. Jy kan seker nog later in Oktober stap, maar jy het al hoe minder dagligure, so ek wil eintlik ook later in Oktober meer op die Camino wees, nie? En dit was so presies hierdie plek waar iemand vir my in 2017 gevra het of ek weer 'n Camino sal doen en wat ek met groot stelligheid gesê het, nooit weer nie. Dit is nou uit my sisteem uit en hier is ek nou aan die einde van my 7de Camino. Dit word vir my nog elke keer meer spesiaal as die vorige keer. Hier heilig weer. Laaste kilometer. Harry het vir my op die eerste dag gevra, wat is dit aan die Camino wat maak dat ek elke keer terugkom? En ek het weer die afgelope tyd onthou van daai quote wat sê 'n mens kan nooit 2 keer in dieselfde rivier swem nie. Want die rivier kan nooit weer dieselfde wees as 'n minuut gelede nie. Die rivier verander elke minuut en die mens verander elke minuut. So jy kom elke keer terug na die Camino toe, want die Camino verander en ek meen ek wat dit nou al baie keer en selfs hierdie roete baie keer gestap, ek kan nou vir jou sê, baie dinge verander. Daar kom nuwe plekke by, ou plekke wat vir jou lekker was om te besoek maak toe. Daar's altyd nuwe dinge wat jy kan sien op 'n Camino en daar's nuwe roetes. Maar belangriker, jy is nooit 2 keer dieselfde mens nie. Selfs toe ek in Mei was saam met my sussie, het my pa nog geleef. Ek het na 'n ander huis teruggegaan. Na my Camino en my hele ervaring van die Camino was in my anderste as wat dit nou was. So die rivier is nie dieselfde nie en die mens wat in die rivier geswem het is nie dieselfde nie en hierdie is iets ongeloofliks wat Spanje hierso het al vir 1000 jaar, meer as 1000 jaar en hulle werk baie hard daaraan om dit lekker te hou vir die pelgrims. So ek gun vir hulle die sukses wat uit hierdie Camino uitspruit. Ek wonder of Alfonso die tweede sou besef het wat hy sou begin het met daai heel eerste pelgrimstog. En hoeveel vreugde en sin en betekenis dit vir mense meer as 1000 jaar later steeds bring. Is julle reg vir die doedelsak?
máximo de la mitad. Y paga las mesas, córtamelos y 7. Grupos hay. Kyk julle, die poedel het dit gemaak tot in Santiago. Dis was die poedeltjie. Poedelpilgrim. So die amptelike kilometertelling op my sertifikaat is 310. En die vrou het haar tong geklik dat ek die hospitaalsroete gestap het en sy was beïndruk dat ek van Kaapstad afkom. Ek het ook nog nooit soveel mense met soveel seervoete bymekaar gesien nie. Min of meer almal hinkepink. Ek ook. Ek het op 6 kilometer vandag het ek skielik 'n pyn aan die kant van my voet gevoel, maar ek het gedog is nou piere aan sit, alles in die kop, maar my regtervoet is nogals pynlik vanaand, maar môreoggend kan ek laat slaap. Wat vir my wonderlik is van 'n klomp van hierdie groepe wat hier op hierdie plein nou is, het hierdie mense het mekaar glad nie geken aan die begin van hulle Caminos nie. Hierdie is vriendskappe wat gevorm is op hulle onderskeie reise. En van my vriende kom later jare terug en stap hulle 'n tweede of 'n derde Camino saam. Van hierdie kappels trou later. Hierdie jy vorm baie vinnige, baie diep koneksie met mense. Daai 3 Britse vroue is 'n dag agter my, maar ek hoop om hulle môre aand te sien vir aandete, dan is hulle ook in Santiago. Ek soek hier al lank in Engels. Gracias. Gracias. 3.50. Een van die grootste treats en een van die beste geskenke wat jy vir die mense by die huis kan kry, is jy kan hier by die nonne kom koekies koop. Hulle is net hier agter die kathedraal by die San Pelayo kerk. Dis net agter die kathedraal in Santiago en die coquetas is baie baie lekker en dit is 'n heerlike herinnering aan jou Camino. Snackie tiene. Gracias. Lagi. Bravo! Ladies, you've made it! God, you're a living Hulle skiet die een of ander fliekkies op, vindend. Dalk is ek 'n ekstra daarin. Cheers!
So dis nou op hierdie plek waar ek julle nou weer moet groet vir die einde van seisoen 2 van Camino Kykies. Al reg in die begin, op daai eerste dag toe ek vir Harry ontmoet het, ek het nog steeds kontak met daai groepie. Hulle is al in Finisterre, hulle is 'n hele paar dae voor my. Maar selfs op daai heel eerste dag al het ek en Harry gesels oor daai laaste dag, die gemengde gevoelens wat jy het, want jy's aan die een kant so opgewonde om by die kathedraal te kom en jou lyf is seer, so jy's eintlik ook so verlig dat die kilometers minder word, maar jy's ook so hartseer daaroor dat hierdie reis verby is, en dit is nou hoe ek vandag is. Dis verstommend hoe vinnig 'n mens vanaf pelgrim terug gaan na toerist toe. Ek was al reeds gistermiddag was ek al in die winkeltjies hierso, en jy skop vinnig jou stapskoene uit en verruil hulle vir jou krokplakkies. En dit is ook lekker so. So wat lê nou van hier af vir my voor? Ek het nie dadelik weer planne om 'n Camino te stap nie, maar ek sal graag in die toekoms nog Camino del Norte wil stap. Camino del Norte begin in Irún en jy stap vir lang skofte stap jy op die strand. Dis ook 'n 800 kilometer Camino, so ek gaan heelwat verlof daarvoor nodig hê wat ek nou eers weer moet opbou. Die ander Camino wat ek baie graag wil doen is die Via de la Plata, dis die een wat in Seville begin. Ek het vir julle gister net vinnig genoem daarvan dat sy laaste 100 km begin by Orense. Nou die Via de la Plata is die langste Camino, hy is meer as 1000 km en hy stap vir 'n baie lang stuk oor die Meseta. Onthou jy die Meseta? Ek het op die Franse Camino ook oor 'n deel van die Meseta gestap, maar oor 'n ander deel as die Via de la Plata. Hy het verskriklike lang skofte wat baie van die pelgrims kan doen omdat dit so plat is. Dis nie moeilike skofte nie, maar hy het meer as een skof wat oor 30 km loop. Ek en my sussie oorweeg om in 'n stadium te kom en om hom met fietsse te doen, wat ook baie pret gaan wees. Ek hoop jy het hierdie reeks saam met ons geniet. Ek hoop dat daar in jou toekoms dalk eendag ook 'n Camino voorlê, maar ongeag die reis wat vir jou voorlê, ek wens vir jou alle sterkte toe. Ek het daai klippies wat ek toe die dag op die hospitaliesroete nie saamgebring het nie, het ek saamgedra met my, die hele eindpad tot teen Santiago. Ek gaan vir hulle huis toe vat, en ek gaan vir hulle op 'n volgende Camino weer saamvat, en vir hulle gaan neersit by die Cruz de Ferro, wat die korrekte plek is om jou klippies neer te sit. Baie dankie Ouder Heroes wat hierdie reis moontlik gemaak het. Julle is wonderlike kliënte. Ek sê vir julle vir oulaas, buen camino en totsiens.